Broers, susters, die gedeelte wat ons nog gelees het, begin so dit te sê, maar God sien dwars deur my. Hy sien nie, ons nou al, ons kan sê dwars deur die ma, gesien daar so, hoe die kleinkie ontwikkel en so, maar God sien nog meer, hy sien dwars deur my, en staan, hy ken my gedagtes, eintlik nog voordat my opkom. En die vraag is dit 'n goeie of slegte ding? Mense sê, ek wonder wat sou gebeur is, ons vriende, al ons gedagtes gehoor het. Dit sou nog wel 'n ding afgegeen het. Ons die dominee al die gedagtes gehoor het. Maar bly niemand oor my gedagtes, ek moet eerlik wees. Kan 'n ding afgeen. Nou ja, nou sê God, maar ek het die gedagtes voordat jy opkom, so is dit nou 'n goeie ding. Mens sou kon vra, maar sal God nog iets met jou te doen wil hê? As hy nou, want hy hoor nou alles, hy weet wat jy dink. Nog wel 'n trikkie en ons het nou eintlik gedink, joh, maar God is al besig met allerlei godsdienstige goed ergens en hy is nou nie al so naby als nie en maar nou lees ons, hy weet hy hoor dit alles. Hy weet het voordat ons dit dink. So dis nou nog wel 'n ding, maar dis ook nie al die, hy weet ook oral waar ons gaan. Dit sê die teksgedeelte. Daar waar jy in die skool, daar waar die draadjie gaan, of daar waar die klip, daar agter, daar so, daar waar niemand weet jy rondwaal, aan die Kaap, en hy weet van alles. Jo. Hy is oral. Maar broers, is het raak nie nog beter as dit, of slechter as dit, dan af hoe jy daarna kyk. My voel al 'n bietjie, ek moet eerlik wees, my voel al 'n bietjie so Big Brother, hy kyk nou oral waar hy, die kameras is oral so op jou. En wat voel mens noodwendig? Ek voel, ek wil eintlik maar vlug. Verder in die tekst staan daar, ja, maar hy, die woorde wat daar is, hy omsingel my, hy beleer my eintlik. Hy neem my in besit. Dit voel so 'n bietjie vastgedruk nie waar, hoe dit is. Ek voel wat mens weet jy wil vlug, en dit is ook die enigste wat so voel nie. Die Psalm dat voel ook so. Hy sê, waar gaan hy van God vlug? Hy sê, hy kan hy na die ooste toe, hy gaan deur daar in China sit, Japan, maar God is daar. Vlieg west toe, Amerika, wherever, maar ook daar is God. En dan denk ek nie, hy gaan hemel toe, ver weg, boon toe, maar God is ook daar, en dan denk ek, ja, is een plek wat hy gaan wegkom. En as hy sy bed maak in die doodryk, dus die hel. Maar broers, is ook daar is God. Hy kan nie wegkom. Nog meer as dit. Ons dink nou, ja, God sê, maar ons die storie van ons lewe skryf. Of jou 'n dagboek, of soos my sê, 'n blog. Maar jy blog skryf jy, dit het nou vandag gebeur, en dit is so. Maar wat van voordat jy kon praat, of kon skryf? Wat het toe met jou gebeur? Ok, jy kan vir jou ma vra, ma, wat het toe daar, en so gebeur. En sy sê jy nog die storie bietjie kan vertel, maar God sê vir jou blog kan vertel tot daai julle nie begin. Eintlik nog voor die begin. Toe jy Oseaitjie was. Toe het God jou al geken. En hy het al geweet wie jy is. En hy het al geweet waar jy kan rondloop en wat jy gaan doen. Broers, susters, die feit dat ons geskep is deur God, dit is 'n wonderwerk. En dit is presies wat die Psalm dat hy sê, dit sy kop kan nie naby kom, dit is net. Dit is oral. Dit is net te wonderlik en ek ongelooflik. God ken jou hele storie, van die heel begin af. En broers, ek moet vir julle sê, jong mense, as om daai babietjie, wat gister nie daar was, in jou arm te hou. Ek dink nie, dat is iets nader aan 'n wonderwerk wat ek al beleef. Dit is 'n wonderwerk. Dit is God wat geskep het. En so het hy besluit dat elkeen van julle gaan hier wees. Hy het geweet julle gaan hier wees. En daarom is elkeen van julle belangrik. En daarom is hy stelletjie wat so weerloos daar is, waar jy begin het tot nou toe, was hy vir jou lief. En was hy by jou. Maar broers, nou kan ons sê, ja goed, maar joh, is er nou nog anders slegte dinge in die wêreld? Wat er nou van aborsies? Wat er nou van die mamas wat die kindertjies weggooi? Wat van miskrame?
En dan wonder ons nou, ja, dit is wonderlik en alles, maar wat dan nou hiervan? Waarom is het Bijbel, ons kan nie by Psalm 139 bly nie. Ons bietjie aanlees in die Bybel, bietjie aanblaai. En waar kom ons dan verder uit? Dan kom ons uit hier die verhaal van nog 'n mens, wat ook aan mekaar geweef is in die skoot van sy moeder. Ons het net nou dag fees gevier daar oor Jesus Christus. Hy was ook so self, ook so weerloos dat hy in die wêreld ingekom. Ook hy is daar gevorm deur God. En toe hy uitkom, dus dan snaaks genoeg, toe was sy lewe nie 'n piknik nie. Hy moes vlug, onmiddellik vlug Egipte toe. Maar jy sou eintlik kon sê, hy het sy hele lewe lang gevlug. As dit nie die Herodes is, wat hom wil dood hê, en dan 2000 kindertjies doodgemaak het, dan is dit die Fariseërs wat hom wil vang, en hom wil doodmaak. Dit is hoe Jesus se lewe was. En is net soos, daar het ook kindertjies doodgegaan toe hy gebore is. Dieselfde verhaal van Moses, toe hy ook as verlosser van die volk gebore is, toe daar ook Farao wat klomp kindertjies doodgemaak. Hy is nie in die Kamma-wêreld gebore nie, hy is hier die regte een, as hy gebore. Broers en susters, daarom is die goeie nuus, as ons die Bybel nou 'n bietjie aanlees, is dat daai Jesus wat ook gevorm is, hy was daar, toe jy jou toon gestamp het. Hy was eintlik daar, toe jy gevorm is in jou maas en maag. Hy was daar, toe hy girl jou afgesê het, jy verpletter is. Hy was daar, toe jou huwelik gewerk het. Dit is die goeie nuus. Nog meer as dit, broers, is hy sê in Jesaja, sê die Bybel, nogtans het hy ons krankhede, ons siektes op hom geneem, en ons hartseer, die het hy gedra. So hy het nie maar net 'n mens geword om kyk hoe lyk het. Hy het die hartseer van jou. Hy een waarvan niemand weet. Dit het hy op hom gevat. Daar by die partytjie wat jy so alleen in die hoek sit. Daar was hy by jou. Daar waar jy 'n rapport gekry het en nog 'n keer het jy gemaak het. Ook daar was hy by jou. Dit is die belofte van sy woord. En broers en susters, as ons dit glo, dan moet ons sê, ook daai babatjie wat geaborteer is, Jesus was ook by daai babatjie, toe daai babatjie weggegooi is, om daai babatjie te troos. Dit is wat ons glo. Maar broers en susters, is eintlik nog, ek weet nie wat verskrikliker is, of beter is. Maar die goeie nuus van die Bybel is, hy was nie net daar nie. Hy was ook by daai meisie wat die abortus gehad het. Want daar staan, hy het nie net ons siektes op hom geneem nie. Daar staan, hy het 'n sonde gemaak vir ons. Dis wat staan in 2 Korintiërs. Want hy, dis nou God het hom, dis nou Jesus wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Broers en susters, Jesus was daar, toe jy die grootste fout van jou lewe gemaak het, 'n klomp mense totaal afval. Toe jy stupid ding gesê het, en jy kan dit nie weer terugtrek, toe was hy daar. Daarom te troos, en daarom weer sondes op hom te neem. So broers, is dat ons moet nie bang wees en wegkryp, hy is nou hier om ons, hy sien alles, hy weet wat ons dink en wat ons sê. Dit moet ons nie bang maak, die broers en susters, dit moet ons bly maak. En as jy dink, maar ek gaan myself oor hierdie ding wat ek gedoen het wegsteek, ek gaan my 'n bed maak in die hel, soos dit daar staan, om weg te kom van God af. Weet dat Jesus is ook daar. En dit sien ons nou, as ons 'n blokinskrywing van Jesus sou doen, dan sien ons, daai hand het al sy vriende het hom ook verlaat. En toe, wat gebeur toe?
volgende dag, toe raak het op die heldere dag, so warm, sonnige dag soos vandag, toe raak het pikdonker. En toe roep hy, my God, waarom het U my verlaat? Toe is God self weg van hom. En dit is die hel, broers en susters. So as jy vandag sê, ek probeer wegkry vir God daar in die hel, daar is die drugs, daar al die partytjies, daar alleen by die huis, my eie kamer, dan sê God, die donker is vir hom soos lig, en hy was in die hel. Selfs daar kan ons nie van hom wegkom nie, gelukkig nie, want ook daar het hy ons siektes op hom geneem, ons hartseer op hom gevat, ook daar het hy sonde vir ons geword. Kom ons bid saam. Here God, U is by ons oral. U was by ons toe ons nog maar 'n ou selletjie was. U ken ons deur en deur. Ons wil al weghardloop as ons het hoor. Maar dankie Here dat ons uit U woord troos kan vind. Troos vir die hartseer van ons harte wat U gemaak het. En troos vir die sonde in ons harte wat U op U geneem het. Dankie dat ons dit kan glo. Omdat dit is wat U in U woord, U dagboek, deur U lewe vir ons beloof. Amen.